Dankie Here vir die soete teenwoordigheid in hierdie plek vanoggend. Dankie vir dringende harte wat uitreik. In die midde van moeilike situasies, in die midde van storms, in die middel van woestyne. Here, al wat dit is net 'n aanraking van God. Dankie Jesus dat U hier teenwoordig is. Dankie dat U elkeen ken, soos wat Boelie gesê het. U ken ons harte. Maar ons wil vanoggend vra, Here, kom deursoek ons harte. Kom vernuwe ons gedagtes. Here, die prentjie wat die wêreld vir ons so gee, wat vassteek in ons gedagtes. Ons bid, Here, dat U hierdie gedagtes sal kom vernuwe en dat ons hierdie gedagtes hemelwaarts kan trek, op U gefokus sal hou. Want as ons op U fokus, soos wat daardie vrou, sy het aan op niks anders te gefokus as om net by U uit te kom. Mag ons met daardie dringendheid, wanneer ons gedagtes hemelwaarts trek, op Jesus Christus sit, sodat ons so dringend sal word om elke dag in die teenwoordigheid in te gaan en net 'n aanraak van U te kry. Dankie Jesus vir die Heilige Gees wat comfort, wat restoreer, wat versterk. Dankie Jesus dat ons U kan voel in ons midde. Thank you Lord. Amen en amen. Jy kan jou sitplekke neem. Dankie Boelie en die worship span dat julle ons so gelei het in die teenwoordigheid vanoggend. En dat daar daarom een vrou gerepresent was. Ek het vanoggend geworry, ek dog al gaan geen vrouens op die worship span wees nie. Jean-Marie, waardeer jou. Maar ons begin met 'n nuwe reeks, woestyne en tuine. En die woord sê in Jesaja 43 vers 18 en 19 sê, dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag wat vroeër gebeur het nie. Vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Kom ons bid net saam. Dankie Here, dat ons hierdie nuwe reeks kan begin. Here, maar help ons as Klein Karoo gemeente, dat ons hierdie woord in ons gees sal inplant. Here, want ons almal kom op woestynagtige plekke in ons lewe. Ons almal face die wildernis. Here, maar help ons om dit te kan sien, soos hierdie woord sê, sal julle dit nie merk nie, met 'n vraagteken. En dan wil ons sê, ja, ons sal dit merk, as ons fokus op Jesus Christus sit. Help ons om hierdie saad, wat deur hierdie reeks gesaai word, dat dit op elkeen se hart sal val, wat vrugbaar voorberei is deur die Gees. En ons vra Here dat U sal seën hierdie woord wat vanoggend gespreek is, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou vra, het jy al ooit gedink, as jy nog nooit daar was nie, hoe lyk dit in 'n woestyn? Wie was nog nooit in 'n woestyn nie? Jy jok. Jy bly in Oudtshoorn. Okay. So ja, hierdie is nie 'n woestyn nie. So daar's twee groot verskille. So die woord in verskillende vertalings praat oor 'n woestyn en partykeer daai selfde skrif praat dit oor 'n wildernis.
En ek het nooit die vraag gevra nie, want in my kop het vir my het ek gedink dis dieselfde ding. Maar daar's twee groot verskille aan 'n woestyn en 'n wildernis. So 'n woestyn is sand. Dit het twee groot kenmerke. Dis warm in die dag en koud in die nag. So as jy in die middel van die woestyn vasgekeer word, moet jy seker wees as die son sak, gaan dit ysig koud word. Ek hoor in Oudtshoorn almal het vir my gesê is baie warm, dit was nie so warm hierdie somer nie. Nou sê hulle vir my dit gaan baie koud wees. Ek weet nie of ek hulle kan glo nie. Sal maar nog sien. So Reinhard, jy weet. Maar die groot verskille is die woestyn is baie sand. Wildernis kan ook 'n woestyn wees. Maar in 'n wildernis is daar gevaarlike diere. Dis onbewoond. So dit kan partykeer 'n woud wees, maar daar's nie mense wat daar bly nie. So wanneer jy jouself daar kry, sal daar baie min supply wees. Geen kos, daar's baie min diere, sal so nou en dan diere wees wat gevaarlik is, wat jy nie kan naby kom of gebruik as om iets te eet nie. Daar's ook groot klimaatverskille in 'n wildernis. En soos ek sê, dit kan ook die woestyn wees. So as die woord praat van die wildernis, dan sluit dit in woestyn ook. Dis onbewoond, daar's geen supply nie. So ek 'n storie vir jou vertel, die eerste keer wat ek in 'n woestyn was, gaan ek en Corine, gaan ons Namibië toe, en ons travel so deur, en ons kom op die ou ende op Swakopmund, en ons kom op hierdie plek op pad Walvisbaai toe, en jy kyk na hierdie plek, is 'n pad wat so ry, hierdie kant is see, amazing hierdie kant, en hierdie kant is woestyn. Gaan kyk maar die foto's van hierdie woestyn, dit lyk amazing. En toe, Corine is glad nie 'n waaghals nie. En toe sê sy, man, kom ons gaan ry four-wheeler. En ek is soos, jy, four-wheeler ry. Nou hierso so teen die woestyn staan die four-wheelers, ons stop toe eendag daarso, nee, ons wil hierdie four-wheeler ry. Ek dog toe, ek gaan ry en sy gaan agterop sit. Sy sê, nee, ek soek my eie four-wheeler. Ek dog, okay, is reg, maar dan gaan ek seker maar voorry, en die gids is voor. So oor die tweede duin, toe kom Corine verby my, sy dog toe, nee, ons almal ry te stadig. En daar gaan sy. En op 'n gedeelte sê die ou vir ons, nee, ons kan afklim en ons kan bietjie foto's neem. En toe ek my voete op die sand sit, toe kom daar so angstigheid. Want is net so, hy sê vir my, dis twee duine in. En ek voel verlore. Ek staan hierso, ek weet nie wat se kant toe nie, want hy het nou hier afgery, en dan gaan hy daai kant op, en daai kant weer so af. Nou kan ek het nie rigting nie. Ek weet nie waar is die see nie. Mens kan min of meer sien waar die son is, en waar jy in die son moet sak, maar sukkel. So die sand, hierdie eindelose sand, disoriënteer 'n mens so maklik. En ek kom, en daar's 'n angstigheid, wat my, as hierdie ou ons nou hier los, dan weet ek nie, wat se kant toe ek moet begin uitklim nie. En dan is dit nie net 'n duin, soos wat ons by die see kry nie. Dis 'n duin. So, ons moet uitklim. Neem toe foto's, gelukkig is die gids daarso, en hy kan ons daarom uitkry. Maar in daai kom daar onsekerheid, onveiligheid, en ons is die enigste mense daar. 'n Eensaamheid kan jou vinnig in die woestyn beet kry. Dit kan baie vinnig vir jou moeilik raak, gevaarlik, en as jy langer daar is, sal jy vinnig honger of dors word. En ons kyk na, daar's twee baie goeie uitstaan plekke van woestyne, en die een gaan ons nou vandag op kyk. Die ene is die Israeliete wat vir 40 jaar deur die woestyn getrek het. Maar ek wil 3 dinge vir jou los wat ons in ons eie lewe ook so gereeld kry,
want ons woestyn is dalk nie met duine en goed nie, maar ons woestyn voel vir partykeer vir ons of dit gevaarlik raak. En dit voel partykeer vir ons of dit onseker raak. Dit voel partykeer, Here, ek is nou so honger vir meer van U, maar ek kry nie genoeg kos nie. En dan begin ons vrees. As die uitkoms nie kom nie, as die antwoord op die gebed nie kom nie, dan voel dit of jy in die middel van 'n woestyn is. So ek wil nie hê jy moet fisies daarna kyk nie, ek wil hê jy moet met jou geestelike oog vandag daarna kyk en saam met ons hierdeur journey. En wanneer ons hierdie eerste ene is vrees en twyfel. Ek glo dis die eerste ding wat vir jou plaasvind wanneer jy vasgekeer word in die middel van 'n woestyn. Vrees en twyfel. Jy is so bang dat jy uit jou comfort zone, jy's uit jou comfort zone uit, jy's nie meer waar jou bed is nie, jy's nie meer waar daar kos is nie, jy's nie meer waar jy bekend is met dinge nie. Oorval vrees en twyfel jou. Eksodus 14 vers 10 tot 12 sê, toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, en hulle het baie bang geword. En hulle het vir Moses gesê, wat het u aan ons gedoen? Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe. Die probleem met vrees is dis direk in oppositie met geloof. Wanneer vrees jou oorweldig, dan is dit moeilik om te glo dat daar uitkoms gaan kom. So ek en jy gaan moet heeltyd waaksaam wees, dat wanneer die vyand, want dis sy heel eerste triek, is hy probeer vrees oor jou laat kom, vrees oor jou toekoms, vrees oor 'n uitkoms, vrees oor jou kinders se toekoms. Hy oorval ons met vrees, heel eerste. En as hy vrees oor jou kan laat kom, dan sukkel ons, of ons dis direk in opstand met ons geloof. So ons kan nie die uitkoms sien eers, al is die uitkoms gereël daarso. Die Here, ek gaan julle nou wys, hoe baie die Here vir die Israeliete deurkom, maar omdat hulle nie kan glo nie, en nie geloof het nie, omdat vrees hulle heeltyd oorweldig, kom ons en ons sien, dat hulle nie eers die wonderwerke sien, wat God vir hulle gee nie. Numeri 14 vers 1 tot 4 sê, die volk het deur die nag gesit en huil. Al die Israeliete by Moses en Aaron kom kla. Wanneer ons vrees, dan kla ons baie vinnig by die Here. Want ons sien nie sy uitkoms nie, ons sien nie sy antwoord op die gebed nie. As ons tog maar liewer in Egipte gesterf het, of selfs hier in die woestyn. Hulle het nou gesê, hulle wil nie in die woestyn sterf nie, nou sê hulle dis, want ons het gehuil die heel nag, nou wil ons skielik kom en ons is okay as ons hierso sterf. Hulle het toe onder mekaar gekonkel. Die ding met ons as kerk, en ons as kinders van die Here, ons sweep mekaar op. As jy's vrees, dan stap ek na Andrei toe, en sê ek, Andrei, het jy gesien? Stap ek na Petro toe, en ek sê, Petro, het jy gesien? Ek stap na Tersius toe, ek sê, Tersius, het jy gesien? Al twee Tersiusse, sit so by mekaar. Het jy gesien? En binnekort, konkel ons onder mekaar, en ons almal sien die verkeerde ding, ons sien nie die uitkoms nie. So hulle konkel onder mekaar, kom ons kies vir ons 'n leier, en ons gaan terug na Egipte toe. Want hulle voel, dat Moses en Aaron is besig om hulle in die afgrond in te lei. 'n man wat deur God gekies is. Ek hoor 'n alarm afgaan, iemand moet nou wakker word. Kom ons kies vir ons 'n leier, ons gaan terug na Egipte toe. Ons maak vir onsself dan 'n plan. Want ons is nie bereid om dit alleen te doen nie. Ons moet altyd nog 'n klomp ander ouens wat ons in die verderf inlei. Numeri 21 vers 4 en 5, hy sê, maar die siel van die volk het ongeduldig geword, het op die pad ongeduldig geraak.
So in daai tyd wat hulle in die woestyn raak hulle ongeduldig. En as jy ongeduldig raak, as die vrees jou kom, Rien het so 'n ding, sy raak angstig en dan sê sy soos dinge moet gebeur, dan sê ek relax gou, ek weet nie waar my sleutels is nie, ek weet nie waar my sleutels is nie. Dan sê ek soos chill gou. Haal asem. Ons gaan nou die sleutel kry. Dit help nie jy raak angstig nie, maar hulle raak ongeduldig en dan kan ons ook nie vorentoe gaan nie. En die volk het teen God en teen Moses gespreek. Waarom het u ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos. Hoor julle dit? Ek weet nie of dit ek het gedog is dalk my foon. Kan iemand net daarso? Okay, dankie. Maar dis te Niels en 'n Okay. Nou kan ons aangaan. As dit my aandag aftrek, dan trek dit seker julle aandag ook af. So nou kan ons aangaan. So hulle dadelik sien ons en ons gaan nou na die volgende punt toe gaan. Hulle vrees omdat hulle geen kos kry nie. Maar dit begin, hy sê, maar die siel van die volk. Dit gaan nie oor die fisiese nood nie, dit gaan oor wat in die siel, wat se kos kry jou siel? Maar dan kyk hulle na die fisiese, ons walg oor hierdie kos wat ons kry. Deuteronomium 8 vers 15 sê, dit is hy wat jou gelei het. Selfs in jou woestyn, selfs in jou wildernis, is dit hy wat jou gelei het. Hy het deur die groot en vreesaanjaende woestyn, vol giftige slange en skorpioene, 'n dor land waar daar geen water is nie. As jy in die woestyn kom, is daar geen water nie. Selfs daar is God. Selfs daar sal God vir jou voorsien, dit wat jy nodig is, en dit gaan aan, hy wat vir jou water uit 'n klipharde rots laat kom het. Dis daardie God wat vir jou sal voorsien. Die tweede ene is, wanneer jy in die woestyn vasgekeer is, raak 'n mens honger en dors. En hier sien ons dit, hulle raak honger en dors en hulle murmureer alweer. Die Here gee vir hom uitkoms, hy voorsien vir hom, omdat hulle vrees kan hulle dit nie sien nie. Honger en dors, Eksodus 16 vers 3, sê, ons wens die Here het ons in Egipte laat sterf. Verwys net heeltyd terug na hoe dit was voorheen. In plek van om vorentoe te kyk. En so baie keer word ek en jy vasgekeer op die verlede. Dis nie in my notas nie. Dis tyd dat ek en jy as gemeente vorentoe kyk, waar die Here op pad is met jou, met ons as gemeente, sodat ons vorentoe kyk vir die uitkoms wat God vir ons wil bring. Maar hy sê, daar het ons baie vleis en genoeg kos gehad om te eet. Nou het julle ons na hierdie woestyn gebring en ons sal almal hier van honger sterf. Hoe dringend is jy om kos te kry? As jy dringend is om kos vir jou siel te kry, wil ek amper vir jou sê, sal jy nie 'n Sondag mis nie. Want dis hier waar jy jou sielskos sal kry. Nie. As jy by 'n ander kerk is, asseblief, woon jou kerk by, maar hierso, ons praat van hierdie gemeente, want hierdie is ons gemeente. Dis hier waar jy jou sielskos sal kry. Maar nie net hier nie. So moenie leef van Sondag tot Sondag nie. Maak seker jy kom in sy woord, dis daar waar jy sal kos kry. Maak seker jy's in gebed, dis daar waar jy sal kos kry. So dis nie net hier nie, hierdie is waar dit begin. Want as jy hier honger na iets en dors na iets, sal jy gevul word. En dan as jy nog meer honger is, sal jy nog meer kry, as jy die Here net meer soek. Eksodus 17 vers 3 sê, hulle was egter baie dors, en het weer na Moses toe gegaan en teen hom uitgevaar. Arme Moses. Waarom het jy ons en ons kinders en ons vee uit Egipte laat trek
om hier van die dors dood te gaan. Weereens kyk hulle terug na verlede. Daar waar hulle dalk gehaat het, maar hulle het nie gehaat vir hulle siele nie. Daar waar hulle nodig gehad het om die Here te vertrou, het hulle honger en dors en hulle vrees hulle oorweldig. En die Here voorsien in Eksodus 16 vers 11 tot 15 sê dit: Ek het die Here met Moses gespreek en ook het die Here met Moses gespreek en gesê: Ek het die murmureer, en dis baie keer, ons dink ons moan met ander mense en dan hoor die Here nie. Maar die Here hoor dit ook. So wees versigtig wat jy praat, wees versigtig wat jy spreek oor jou lewe, wees versigtig, die Here hoor dit. Ek het die gemurmureer van die kinders van Israel gehoor. Spreek met hulle en sê, en die Here sê vanoggend, spreek en sê vir Klein Karoo gemeente, teen die aand sal julle vleis hê om te eet, en in die môre brood waarvan julle sal versadig word. En julle sal weet dat ek die Here julle God is. En in die aand het daar kwartels gekom en die laar oordek. En in die môre was daar 'n doulaag rondom die laar. En nadat die doulaag opgetrek het, het daar in die woestyn iets gelê soos fyn en korrelrig was, fyn soos ryp op die grond. Toe het die kinders van Israel dit gesien, sê hulle vir mekaar: Wat is dit? Hier's die uitkoms waarvoor hulle die Here vertrou, en nou vra hulle, wat is dit? En dis waar presies wat ek in die begin gesê het, die geloof is nie meer daar nie. Die uitkoms is nie meer daar nie, want jy kan dit nie sien nie. Jou mind is geconsume met dit wat in die woestyn besig is om te gebeur. Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Daarop sê Moses vir hulle: Dit is die brood wat die Here julle gee om te eet. God sal voorsien, al is jy besig om te murmureer. God sal voorsien, want hy is 'n goeie God. Al het jy nie geloof nie, sal hy nog steeds voorsien vir jou. Al is jy in die middel van die woestyn en jy's dors, dat jy voel jy gaan doodgaan, hy sal nog steeds vir jou voorsien in jou nood. So die kwartels kom as vleis vir hulle proteïene en brood, want ons almal hou van 'n broodjie. Die volk het dit elke dag opgetel, net genoeg vir daardie dag. Hy's 'n oorvloedige God, maar hy sê net genoeg vir vandag. So moenie moan oor môre nie. Die Here het vandag reeds voorsien. Die ene wat vir my uitgestaan het toe ek tussen daai duine gestaan het, is dat jou rigting en jou aanwysing begin gedisoriënteer raak. En toe hulle in hierdie woestyn vasgekeer is, wat veronderstel was om 'n 11 dag reis te wees, maar omdat hulle in die middel van daai duine glo ek vasgekeer was hulle rigting heeltemal gedisoriënteerd. En 40 jaar is hulle daar besig om te wandel. Ek wonder hoeveel keer het hulle oor hulle eie spore geloop. Maar Eksodus 13 vers 21 sê, en die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei. En snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Enige tyd van die dag sal die Here vir jou voorsien, sodat jou rigting op die uitkoms sal wees. Vertrou die Here, sodat daar 'n wolk in die dag en 'n vuurkolom in die nag vir jou sal wees. Numeri 9 vers 17 sê, en so dikwels as wat die wolk
van die tent af opgetrek het, het die kinders van Israel daarna weggetrek. En op die plek waar die wolk rus, het die kinders van Israel 'n laar opgeslaan. So hulle het geweet, daar waar die wolk stop, dis waar ons moet rus. Partykeer loop ons sommer net ons eie pad en ons bly nie onder die covering van die Here nie. So as jy hierso betrokke is, bly onder die wolk. Moenie in jou eie rigting ingaan nie, moenie jou eie ding probeer nie, bly onder die wolk, want daar's 'n covering wanneer die Here saam met jou is. En wanneer die wolk stil staan, dis waar ons sal kamp opslaan. Eksodus 40 sê 36 tot 38 sê, en as die wolk van die tabernakel afgetrek het, het die kinders van Israel elke keer weggetrek, want die wolk van die Here was bedags op die tabernakel en die vuur was snags daarop. Net ietsie wat ek hierso neergeskryf het, is soos daar uiterstes is in die woestyn, koud in die nag, warm in die dag, so kom die Here, hy weet presies wat nodig is. Wanneer ons moet trek in die nag, sal dit warm genoeg wees, sodat ons kan trek. Wanneer dit warm is in die dag, sal daar 'n wolk wees. Die Here hy ken jou. Hy ken jou maniere, hy ken alles wat jy nodig het. Hy sal vir jou voorsien dit wat jy nodig het, sodat jy kan beweeg saam met hom en hy jou kan lei daar waar jy moet gaan. Dawid skryf in Psalm 78 vers 14, hy sê, bedags het hy hulle met 'n wolk gelei en snags met 'n lig van vuur. Ek wil hê jy met jou oë toemaak. Ek wil hê jy moet nou fokus. Want uit hierdie woestyn, 'n volk wat heeltyd twyfel, 'n volk wat heeltyd probleme sien, kom Jesus in Matteus 4 en hy word ook in die woestyn ingelei. Die ding is, Jesus word in die woestyn ingelei, maar hy twyfel nie, hy kla nie, en hy draai nie weg van die Here af nie. Hy het God volkome vertrou. Al was hy honger, alleen, aangeval deur die duiwel, het hy alles gedoen wat Israel nie kon nie. En wat ek en jy soms ook nie kan doen nie. Johannes 8 vers 12 sê, hy bring lig in die donkerste woestyn. Hy voorsien brood van die lewe, sodat jy nie sal honger wees nie. Hy lei jou op die regte pad, en hy gee uitkoms uit ons vrees, uit ons honger en ons onsekerheid. Al is jy in 'n geestelike woestyn, vol twyfel, droogte, onsekerheid, Jesus het vir jou daardeur gegaan. En hy het die uitkoms gebring. Jy is nie alleen nie. Al voel jy soms alleen, Jesus sal jou nooit los, nooit begewe, nooit verlaat nie. Of jy nou in 'n woestyn is, in 'n wildernis is, alleen is, sonder rigting, dalk honger of dors. Ek wil jou uitnooi dat jy die Here volkome sal vertrou. Soos Jesaja, en ek sluit hiermee af. Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Nou sal dit uitspruit.
sal julle dit nie merk nie. Ons as Klein Karoo gemeente sal dit merk. Ons sal dit sien want ons vertroue is op hom. Ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. As die profeet Jesaja dit gesê het hy gepraat met 'n sekere hoeveelheid mense op daai tyd. Maar doen jouself 'n guns en gaan lees Jesaja, die hele boek van Jesaja, in die konteks van vandag. Dan sien jy hoe baie lewe hy spreek. Hoe hy profeteer oor jou lewe. En as hy dit geprofeteer het vir hulle daai tyd, want hulle het hulle self in 'n woestyn gevind. As hy sê ek maak 'n pad, want hy sê God sê ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis, dan sal hy vandag nog 'n pad maak in die woestyn en riviere in die wildernis. Ek gaan 'n geleentheid gee. Maak net jou oë so toe. Ons gaan die diens afsluit, maar ek gaan nie voor staan. As jy jouself dalk nou in 'n woestyn vind, as jy weet van iemand wat in 'n woestyn is, dalk weet jy van iemand wat murmureer en nie uitkoms kan sien nie. Daar is krag in gebed. Kom ons staan saam. Ek wil saam met jou bid, ek wil saam met jou vertrou. Ek wil saam met jou die uitkoms sien. Dalk oorweldig vrees jou. Dalk voel dit of daar nie rigting vir jou is nie. Dalk is jy net honger en dors vir meer. Dankie Here vir die soete teenwoordigheid. Dankie dat U elkeen ontmoet in die middel van ons woestyn. Elkeen op 'n ander plek in die woestyn. Dalk blyk my woestyn nie soos enige van die ander mense se woestyne nie. Dalk lyk iemand se woestyn of die duine so groot is en ek gaan nooit daar uitkom nie. Ons bid Here dat U Heilige Gees sal vrede bring, sodat ons vertroue op U sal sit en nie op ons omstandighede nie. Ons bid Here dat ons van U brood sal eet, van U lewende water sal drink, sodat ons nooit sal honger of dors hê. En dan bid ons Here dat U ons rigting sal wees. Dat U sal vooruitgaan. En dat ons aan U sal vashou. In U voetstappe sal loop, want U bring uitkoms as ons U volg. As ons U woord en U beloftes volg. Ons bid Here dat in die midde van woestyne, Here sê U spruit iets uit. Dat dit 'n tuin sal wees wat ander van kan kom eet. Bome sal opkom, vrug sal wees aan hierdie tuin, sodat mense sal kan eet. Maar ons bid Here dat U sal kom en U sal uitkoms gee. In Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. As jy enige gebedsversoeke het, die gebedskruis is daar. Ek wil vra dat jy sal gebruik maak daarvan. Ons bid elke Dinsdagoggend vir daardie gebede. Oom Frans bid ook in sy persoonlike tyd daarmee. So gebruik die gebedskruis sodat ons saam met jou kan vertrou dat jy jou uitkoms in jou woestyn kan sien uit gebed uit, want gebed het krag. 'n Geseënde week en as dit die Here se wil is, dan sien ons mekaar volgende week weer. Blessings.